Pas op vir 'n dobbelsteenlewe. Spreuke 14 vers 12. Ons gaan net daai een vers lees. Spreuke 14 vers 12 kom en hy sê: Daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. Nou daai woordjie weg, in die oorspronklike vertaling beteken ook pad, of roete of rigting. Dit beteken leefwyse, dit beteken gedragslyn. Dit beteken 'n manier van dink of optree. Nou as ons daai gedeelte dan lees, dan sal dit so klink, hy sal sê, daar is 'n pad of 'n roete of 'n rigting. Daar is 'n leefwyse. Daar is 'n gedragslyn. Of daar's 'n manier van dink en optree wat vir elke mens reg lyk. Maar die einde daarvan is die dood. Daar's 'n manier van lewe wat vir jou oukei is. Daar's 'n manier van dink, daar's 'n sekere gedragslyn. Jy sal vir jou eie kind sê, jy moenie met jou maatjie se maniere hier by die huis aankom nie, né? Dit het dalk vir hom oukei gelyk, maar vir jou lyk dit nie so lekker nie. Jy het dalk 'n manier van dink, en dan sal jou baas vir jou sê, nee, maar moenie jy dink nie, ek sal die dink werk doen. Ek hoop nie jy sê dit vir jou vrou nie, maar daar's 'n manier van dink wat vir die mens reg lyk. Ek het gedink, en jy moet asseblief dink, maar jy moet oppas dat jy nie verkeerd dink nie. Jy moet reg dink. Daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk. Dit kon so gelees het, daar's 'n weg wat vir die Christen reg lyk. Maar die einde daarvan is die dood. Want party Christene sal voel, hierdie is oukei, en ander sal vir jou sê, nee, ek weet nie hoe jy dink nie, maar daar's 'n weg wat vir die mens, vir elkeen, daar's 'n weg wat vir jou kind reg lyk. Daar's 'n weg wat vir jou man en jou vrou reg lyk. Daai vers kon ook so gelyk het. Daar's 'n weg wat jy lewe wat vir jou reg lyk, maar wat jou vrou nie mee saamstem nie. Daar's 'n weg wat jy leef en vir jou man nie reg lyk nie. Daar's sekere dinge wat jy doen wat vir jou reg lyk, maar nie noodwendig reg is nie. En dis waar 'n dobbelsteen lewe inkom. Nou, as ek hierso so spons dobbelsteen, en die ergste van alles is, meeste van ons, indien nie elkeen van ons nie, in een of ander area van jou lewe, leef maar so bietjie van 'n dobbelsteen lewe. Dan maak dit nie vir ons sin nie, en dinge werk nie altyd uit nie, en dan sê ons, maak dit regtig die Here vertrou, en dit het nie gebeur nie. En eintlik as jy eerlik moet wees met jouself, het jy gebid daaroor, en jy het die Here vertrou, en jy het Bybelverse aangehaal, en jy het met iemand gepraat daaroor, en almal het in die regte lyn en regte rigting gepraat. Maar die heeltyd in jou hart het jy 'n agterdeur ook oopgelos. Die heeltyd in jou hart het jy gedink, okay, maar as dit nou nie werk nie, dan kan ek darm nog. En al wat jy eintlik gedoen het, is jy het 'n dobbelsteen gevat, en jy het gekyk wat se een gaan werk en wat se een nie. Jy het eintlik dit opgeweeg teenoor mekaar. En wanneer iemand die dobbelsteen gooi, dan is daar niemand wat presies weet waarop hy gaan val nie. As jy Monopoly speel, of een of ander speletjie speel wat 'n dobbelsteen in het, dan skud jy hom, en party blaas so, en ander vryf hom so, ander gooi met 2 hande. Daar's verskillende maniere hoe jy
jou lak wil draai. Daar's verskillende maniere. Partykeer met 'n speelietjie het ek al gehoor en asseblief as jy dit doen, ek sê nie dis verkeerd nie, ek sê nie jy misbruik dit nie. As jy al 'n speelietjie gespeel, dan weet iemand as hy nou op die regte een gaan val, dan wen hulle al daai fake Monopoly geld. En dan sê hulle, Here asseblief laat dit 'n 5 wees. Ons doen dit. En dan sal iemand anders kyk en sê, nee, maar moenie so grap maak van die Here nie. En anders sal sê, o, Henk, nou het dit nie so gewerk nie. Nee? En dan gaan jy partykeer met jou lewe, hoor gou mooi, dan gaan jy partykeer met jou lewe en dan weet jy moet nou net, een tree gee, dan sien jy die moeilikheid. Maar dan sê jy, Here help my. En dan vat jy die 5 tree, dan is jy dieper in die moeilikheid as wat jy sou gewees het. Ons bid en ons vra vir die Here en dan doen ons dit in elk geval nie. En al wat jy in daai oomblik gedoen het, is jy het net die dobbelsteen geraak. Jy het gehoop of gewens dat dit dalk anders sou uitwerk. Maar jy het geweet dit gaan nie anders uitwerk nie. En soveel keer in ons lewens kom ons op 'n plek wat ons sekere Christelike dinge doen, maar dan rol ons maar nog steeds die dobbelsteen om te kyk wat dalk gaan dit beter. Dalk val hy hierdie keer reg vir my. Dalk kom my skip hierdie keer in. En dan het iemand gegrap. Toe sê hy, wie staan wat almal wag vir hulle skip om in te kom? En toe gooi 3/4 hulle hande in die lug. Toe sê hy, maar die probleem is julle sit hier en die skip is in die hawe. Hy gaan nie inkom nie. Jy moet dan in beheer van die skip wees, hoor. Jy moet dan daar wees. Toe preek hy oor die gedeelte van Jesus wat gelê en slaap het op die skuitjie. Toe sê hy, die ergste van alles is, alles wat hulle nodig gehad het, was op die skip. Maar hulle was nie daar nie. In die disippels se geval, Jesus was daar. En die feit dat Jesus op die bootjie was, moes hulle laat besef het, ons sal nie verdrink nie. Ons hoef nie bang te wees nie, ons sal nie verdrink nie. Hier lê hy lê in slaap. Ons sal nie ondergaan nie. Op 'n of ander manier sal ons bly leef. Baie mense leef vandag presies so. Ons neem besluite sonder om die Here te raadpleeg. Ons leef vir 'n spesifieke oomblik wat iets moet gebeur. Iets, of ons lewe op 'n plek, nou met die rugby net voor die uitspelrondes begin het hulle gesê, hierdie span kan nog deurgaan, maar dan moet daai een verloor teen die een en daai een moet verloor teen die een. En ons lewe partykeer so dat as daai ou ondergaan, dan gaan ek verhoging kry. Of as daai ou 'n fout maak, of as hy 'n fout gemaak het en ek kan vir die baas sê, ek wil nou nie stuur nie. Ek wil nou nie die ou onder die bus in gooi nie, maar meneer, het jy gesien wat meneer, moes daai ding nie 5 mm gewees het nie. Ek sien daai ou het hom nou 10 gemaak. Ek wil nou nie vir hom moeilikheid maak nie. Maar en jy rol net die lewensdice om te sê, ek hoop hy val vir my reg. En dan kry jy 'n genadige baas wat dalk meer foute oor jou het, en dan sê hy, is okay, ons sal dit uitsorteer. Want ons lewe soms om iemand anders te sien ondergaan. Ons dobbel soms met ons huwelike. Die grootste, ek wil nou nie vanoggend moeilikheid maak nie, maar die grootste probleem in meeste huwelike is stilstype.
Want ons rol die dice om te sê, kom ons kyk wie gaan eers praat. Kom ons kyk. As jy so wil wees, two can play this game. En ons rol die dice en die duiwel sit en kry lekker. En poor al twee net aan en aan en aan. En jy's besig om te dobbel met jou huwelik. Jy's besig om, nie een van die twee is verkeerd nie. Miskien is nie een van die twee reg nie. Maak nie saak nie. Maar jy's besig om 'n game te speel met jou huwelik. Die een vir wie vir God gesê het, ek beloof, ek sal jou lief hê. En skielik word dit vir jou speletjie. Willie Botha het 'n liedjie geskryf oor so huwelik met die dobbelsteen. Dan skryf hy, dobbelsteen rol en hy val op 'n 6. Alles gaan fantasties, ons is bly, alles lyk mooi, dit gaan goed. En die dobbelsteen het weer gerol en hy val op 'n 4. Ons beklei nog nie en ons stry nog nie, maar dinge is nie wat dit moet wees nie. Klein goedjies begin ons nou bietjie irriteer. Dobbelsteen het weer gerol en hy val op 'n 2. En dan rol hy en hy val op 'n 1. Ek weet nie wat het gebeur nie, maar ek het jou net nie meer lief nie. Ek weet nie. Ek het nie. Weet nie wat iets het, ek voel niks meer vir jou nie. Dis omdat ons vir te lank met ons huwelike dobbel speel. Ons doen dit met ons gesondheid. Ons doen dit met ons geloof. Ons rol soms die dice van geloof om te sê, kom ons kyk of die Here my nog hoor. En dan rol ons die dice en hy val op 'n 1. Ja nee, ek het geweet die Here hoor my, dan kom nie meer nie. Kyk hoe gaan dit in my lewe. Ons as kinders van die Here doen dit. Ons bid en dan sê ons, ek sal nog een keer probeer en kyk of die Here die keer. Die Here speel nie dice met jou nie. Alles wat hy kon doen, het hy klaar gedoen vir jou. Hy het gesterf vir jou. Hy het die oorwinning behaal. Hy het sy gees, alles wat jy nodig het hy vir jou gegee. Hy speel nie dice met jou nie. Hy wil hê dat jy sal opstaan in geloof en vertroue en sê, ek glo dit. Ek gaan nie met die dice speel nie. Moenie met jou siel dobbel nie. Markus 8 vers 36 sê, wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry het, maar sy siel verloor het? Wat help dit as jy as koning hier op aarde alles beerwe het? Maar hoeveel keer moes jy jou siel prys gegee het om sekere dinge te kon kry? Hoeveel keer moes jy waardes prys gee? Hoeveel keer moes jy jou integriteit opoffer om 'n besigheidsdeal te kry hoeveel keer moes jy die dice rol om te sê, kom ons kyk of hulle my gaan uitvang of nie. Hulle sê mos wie nie waag nie wen nie. Hoeveel kere moes jy met jou siel betaal om op hierdie aarde iets te verkry? Ek sal later. Ek het nog baie tyd, ek is nog jonk. Een van die nommer 1 nie, een van die top goede wat jong mense vir my sê is, my pa wil nie ek moet dit doen nie, maar ek het al gehoor hoe hy dit en dit gedoen. Nou wil hy nie ek moet dit ook doen. Ek het nog baie tyd. Eendag as ons groot is. Iemand het so rukkie terug vir my gesê, as my kind so 10, 11 is en hy begin verstaan, dan sal ek. Nee, ek dink nie jy verstaan mooi nie, jou kind verstaan al lank. Hy maak dalk of hy nie verstaan nie, maar hy verstaan bitter goed. Die grootste dobbelspel is om jou verhouding met God as 'n speletjie te gebruik. Ek wil jou vandag 'n vraag vra. Daar's 'n liedjie wat ek dink Juanita Du Plessis sing, as vandag my laaste dag is. As vandag
jou laaste dag was. Sê vir my, sou jy 'n dobbelsteen gebruik om te besluit wat jy vandag wil doen? Of weet jy wat jy nou sou gedoen het? As jy geweet het, as jy by die kerkgebou uitstap, het jy nog 2 ure oor, dan staan jy voor die Here om verantwoording te doen. Wat sou jy gedoen? Nee, wat, kom ons check. So braai, as hy. So braai. Rol jy die dobbelsteen met jou ouers dalk? Wag jy dat hulle eers met jou moet hom verskoning vra? So jy rol maar elke dag die daai en jy sê, kyk of hy my bel. Hy toppie is hardkoppig, hy sal eerder vrek voor hy my bel. Ons sê sulke goed. Ons sê dit. Maar dieselfde God wat alles betaal het vir jou, vra jou, sal jy asseblief onderdanig wees aan jou ouers? Sal jy hulle eer? Of rol jy die dice en sê, kom ons kyk. Moenie met sonde dobbel nie. Nou daaroor kan ons vir 100,000 ure praat, maar Galasiërs 6 vers 7 kom en sê, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Ek wil vandag vir julle net 'n storie vertel van, ek dink dit was Benny Hinn se pa gewees. Dis nou baie jare terug, in die 90's, iewers toe TBN nog uit was en jy kon nog op 'n videotape rekord, het ek TBN so rekord. En toe Benny Hinn die storie vertel van sy pa wat longkanker gekry het. En toe kom sy broers by hom en sê vir hom, maar jy's mos nou hierdie genesingsprediker. Die Here luister mos vir jou en hulle terg hom eintlik half uit. En sy pa word nie gesond nie en hulle sê vir hom, nee, jy gaan die begrafnis doen. Jy gaan dit doen. Kom, laat ons nou hoor wat sê jy. En Benny Hinn kry geen boodskap nie, hy weet nie wat om te sê nie, hy dink hy gaan maar net vir hulle sê, jy weet, bekeer jou en maak maar seker dat jy reg is eendag. En hy staan daar op en hy het ietsie voorberei en die Here begin met hom praat en hy sê nie, maar hy kan nie dit vir hulle sê nie. En hy begin die boodskap en die hele tyd deur sê die Here vir hom, ek vra jou nie, ek sê jou. En op 'n stadium toe stop hy en hy sê, hy kan nie langer uithou nie. Ek wil net vandag vir julle vra, het die Here, God Almagtig, vir pa gesê om te doen wat hy in sy lewe gedoen het? Want baie van ons maak droog en jaag aan. En as jy dan siek word of iets gebeur, dan moet die Here dadelik inspring. En hy moet dadelik genees en hy moet dadelik teen, hy moet dadelik daai. Nou hoor baie mooi, ek sê nie dis met alle gevalle so nie, maar Benny Hinn se pa het 69 of 68 jaar lank of iets gerook. Toe sê hy het nie gesê hy moet nie. Maar die oomblik toe dit gebeur en net voor Benny Hinn se pa gesterf het hy self vir Benny Hinn gesê, ek wens ek het dit nooit gedoen. Dit is nou maar een voorbeeld. Baie van ons doen dit op baie ander maniere. Ek wens ek het nooit nie. Isaac Burger, die voormalige president van die AGS, het een keer langs 'n ou gestaan wat dwelmverslaaf was en wat 'n satanis was. En hulle moes hom letterlik vasbind in die hospitaalbed as gevolg van die onttrekkings wat hy gekry het en al die goede. En elke keer as Benny Hinn probeer bid vir hom, dan begin die ou te kere gaan. Elke keer. En hy besluit, okay, wat hy gaan doen is, en Isaac gaan en hy rekord 'n gebed. Hy rekord hom op 'n bandjie. En hy vat hom hospitaal toe en hy sê vir hulle, speel daai ding oor en oor en oor en oor die heeltyd. En hulle sit hom neer en hulle speel hom oor en oor en oor en oor en oor. Uiteindelik, stadig maar seker, begin hy rustiger en rustiger raak. En ek dink 'n dag of 2 of iets later, toe kom hy in, toe sê hy vir hom, hy wil sy hart vir die Here gee, hy glo in God, hy besef daar's 'n God.
En in daai oomblik bid Isak Burger en hy sê, Here, as U nou hierdie man gesond maak, dan gaan dit die grootste wonderwerk van my lewe nog ooit wees. En die Here maak hom nie gesond nie, maar hy maak hom vry, dat daai ou kan sê, hy wens, hy kan almal in die wêreld waarsku, om nie sonder Christus te sterf nie. Laat my so dink aan Lazarus en die ryk man, nie. Kan iemand na my broers toe gaan, hulle gaan waarsku om nie na hierdie plek van hel toe te kom waar ek is nie. Maar ons rol die dobbelsteen. Dawid het definitief nie beplan om oorspel te pleeg nie. Dawid het definitief nie beplan om moord te pleeg nie. Dawid het nie beplan om sy gesin seer te maak nie. Maar die man van God, Dawid, wat as jong seun geroep is, het dit wel gedoen. Hoekom? Vir 'n oomblik rol hy die dobbelsteen. Vir 'n oomblik oorweeg hy dinge in sy lewe. En dit begin met een verkeerde besluit. Een rol van die dobbelsteen. Moenie met jou tyd dobbel nie. Efesiërs 5 vers 15-16 sê, pas dan op dat julle nougeset wandel en die tyd uitkoop. Ek het so ruk terug vir 'n paar eens, en ek het al vir baie mense gesê, dat ek glo en ek dink dat alkohol een van die grootste tydrowers van ons lewe is. Is iets waarin jy tyd spandeer wat jy baie ander goed kon doen. En dat dit deel is van integriteit. Ek dink ons het nou die aand met ons ondersteuningsgroep ook daaroor gepraat. Die hoeveelheid tyd wat jy spandeer, net so social media. Een is nie gevaarliker as die ander ene nie. Tyd is regtig net so belangrik. As jy met mense in die huis gesels, dan sal hulle vir jou sê, ek wens my kind wil net 'n bietjie tyd vir my. Daar's baie ouers wat voel, net 'n bietjie tyd. As ek net 'n bietjie tyd gehad het, ek het 'n paar jaar terug gesê, moenie sê jy het nie tyd nie, sê dit is nie prioriteit nie. En is moeilike goed, want ons leef in 'n tyd wat ons besig is. Maar daar is social media en TV en daar's soveel dinge wat gebeur, wat moet gebeur. Maar as jy nie op 'n stadium gaan stil sit en jouself dwing om te sê, ek moet tyd maak nie. Ek het 'n ruk terug, terwyl ek by iemand in die hospitaal is, weer besef, daar's baie dinge wat ons elke dag moet doen. Maar die oomblik as jy in 'n siekbed vasgevang word, dan maak niks van al daai goed wat jy moes doen meer vir jou saak nie. Dan is mense bereid om te sê, wel, ek is jammer, ek gaan nou daar wees. Ek gaan nou hierdie doen, of ek dit moet doen of nie. Moenie met jou gesin dobbel nie. Josua 24 vers 15 kom Josua en hy praat met die volk en hy sê reguit vir hulle, kies julle wie julle wil dien, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Dis maklik om baie dinge bo ons gesinne en bo ons huwelike en werk, want ons moet werk en ons moet die en ons moet daar en ons moet hierdie. Mans verloor gesinne omdat hulle dobbel met verskillende gewoontes. Daar's baie. Die laaste punt, God wil jou lei in jou doel, nie in die kanse wat jy vat nie. Elke mens op hierdie aarde het 'n doel. Elkeen van ons. En God wil jou lei om by daai doel uit te kom. God wil jou nie lei met die verskillende kanse wat jy vat nie. Want ek wil weer sê, ons kan nie met God dobbelspel speel, 'n dobbelsteen speletjie speel nie. Die wêreld sê, doen wat jou laat goed voel. God sê, doen wat jy weet reg is. Die wêreld sê, vat 'n kans. God sê, volg my. Die wêreld leef volgens geluk. Kinders van God leef volgens geloof.
Wanneer jy Jesus volg, hoef jy nie op Gelukstraat se hoek te bly wens vir iemand om verby te kom nie. Jesus is reeds by jou. 'n Dobbelsteen het 6 kante, daar kan baie verskillende dinge gebeur. As jy snakes and ladder speel, kan jy of in die slang se mond opeindig, of jy kan die leertjie boontoe klim. Maar in hierdie lewe is daar net 2 kante wat saak maak. God se kant of die verkeerde kant. Dis al. Dis al 2 kante wat saak maak, met God of sonder God. Deuteronomium 30 vers 19 sê, ek het die lewe en die dood voor jou gehou. Kies dan die lewe. God staan vandag voor elke een van ons en sê, ek plaas voor jou lewe en dood. Kies jy? Hy sê eintlik so mooi, hy sê, kies dan die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Ek weet nie van nie, maar dis moeilik. Dis baie moeilik om reg te lewe. Baie moeilik. Maar dis hemels om daarmee saam te leef. Dis baie maklik om verkeerd te leef. Maar dis hel om daarmee saam te leef. Kom ons sluit die oë. Die uitnodiging aan jou vandag is, in watse area van jou lewe weet jy, is jy besig om mee te dobbel? In jou geloof? Is jy besig om met jouself te onderhandel? Is ek reg, is ek nie? Kan ek dit doen, kan ek nie? Is jy besig om te dobbel met jou geloof? Probeer jy jouself regverdig deur te sê, maar ek is darm nie so sleg soos daai ene. Ek is darm op 'n beter plek as wat daai een is. Is jy besig om te dobbel met sonde wat jou lewe kan kos? Enige vorm. Sonde beteken om die merk te mis. Is jy besig om te dol met jou gesin? Is jy besig om die duister rol om te kyk vir hoe lank jy nog hierdie omstandighede kan uitrek? Is jy besig om te dobbel in jou besigheid? Om te kyk hoe ver jy dit nog kan druk voor jy uitgevang word? Is jy besig om te dobbel met jou toekoms? Staan elke dag maar op en kyk maar wat gebeur. Kyk maar hoe ver ons hierdie nog kan vat. God het jou nie gemaak. God het jou nie geroep vir 'n lewe van dobbel nie. God het jou gemaak en geroep tot sy eer. Jy is gemaak om God te eer. Die kinders wat God vir jou gegee het hy vir jou gegee om hulle op te voed, sodat hulle God sal eer. Waarmee is jy besig? Is jy bereid om jou siel te verkoop? Is jy bereid om jou gesin en alles weg te gee vir die geld en die rykdom van hierdie wêreld? Is jy bereid om jou gesondheid en alles op te offer wat God vir jou gegee het? Gesonde kinders, 'n gesonde lewe, gesonde verstand. Is jy besig om dit alles weg te dobbel vir die wêreldse aanvaarding en die wêreldse rykdom? Of sal jy soos die verlore seun alles los, opstaan en in die Vader se arms inhardloop? Is jy bereid om vanmôre jou hardkoppigheid te laat staan en reg te maak met familie en vriende wat jy moet regmaak?
Is jy vanmôre bereid om God te eer, nie mense nie, God te eer en reg te maak? Is jy vanmôre bereid om God te kies en die dobbelstene weg te smyt? Ek plaas voor jou lewe en dood. Kies jy? Vanmôre plaas God voor jou lewe en dood. Maak nie saak hoe lank dit vat nie. Maak nie saak wat jy moet doen nie. God sal jou nie alleen los nie. Maar jy gaan moet ophou met die dobbelspel en God kies. Vader, ek kom bid in die naam van Jesus, dat U ons sal kom lei in die volle waarheid. Ek bid in die naam van Jesus dat U mans en vrouens en huwelike en gesinne sal kom herstel in die naam van Jesus. Ek bid dat die mense se identiteit sal kom herstel, Here. Waar mense is wat met hierdie lewe 'n dobbelspel wil speel, bid ek in die naam van Jesus dat ons nie verder betrokke sal wees by daai dobbelspel nie, maar alles in U hande sal plaas en sal glo dat U is en 'n beloner is van die wat U soek. Stap die harde pad. Stap die nou pad. Stap die reguit pad. Die woord van God sê, soek eers guns by God. En God sal vir jou guns by mense gee. Jy het nie nodig om te dobbel met die wêreld. Eer die Here, dien die Here, leef voluit vir die Here en hy sal jou eer. Ons eer U vir U liefde en U genade, Here. Dankie dat U ons vergewe. Dankie dat U ons vrymaak. Dankie dat die Gees van God uitgestort is om by ons elkeen te wees elke dag in Jesus naam. Amen. Amen. Die Here seën U.